to be praised. Great is the Lord and greatly to be praised. Great is the Lord and greatly to be praised. Great is the Lord and greatly to be praised. We worship you, Lord. Oh, we delight ourselves in you as our God. Ons verlustig ons in U as ons God, Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Groet vir U in die lieflike naam van Koning Jesus. Se voorreg om weer saam met U hier in die Parel te kan kuier. Jy weet, het is so belangrik dat jy sal weet wat is die betekenis van jou naam, want as jy nie weet wat is die betekenis van jou naam nie, dan kan jy jou nie in jou naam verbly en verlustig soos wat ek my in my naam kan verbly en verlustig nie. My naam beteken geskenk van die Here. Dink net hoe bevoorreg is julle om vir die volgende paar dae 'n geskenk van die Here in julle midde te hê. Callie? Jy sien, Gabriel is maar net 'n engel. Ek meen, ek is dankbaar teenoor die Here dat julle nou maar tevrede is die afgelope klompie jare met 'n engel, jy weet en dit. Maar baie dankie pastoor Gerry en pastoor Letty vir die voorreg om die kudde wat God aan julle toevertrou het te kan bedien. Maar terwyl ons so besig was gedurende lofprysing, toe word ek aan iets herinner wat in my eie lewe gebeur het baie jare terug. Like the Native American in America would say, many moons ago. Dis 'n Lady Smith gemeente en voordat my broer die pastoor geword het daar en die gebou verander het, het die kerk 2 ingange gehad. Jy het ingekom by die hoofingang en dan jy in die voorportaal ingestap en dan uit die voorportaal uit was daar 2 ingange in die hoofgebou in. En 'n man met die naam van Pieter de Tooy wat op daai stadium die pastoor was in Seaview gemeente, wie ek glad nie geken het nie, is die oggend ons gasspreker en ek staan in een van daai ingange gedurende die lofprysing en verlustig my in die Here. En toe pastoor Nico de Koker vir hom die kansel gee, toe gee hy my 'n profetiese woord en hy sê, my broer die evangelis, jy dans as die musiek reg is, maar jy moet dans as die musiek nie reg is nie. En hier's vanmôre iemand hier wat daai woord moet hoor. Jy dans wanneer die musiek reg is. Bedoelende, jy verlustig jou in die Here want die musiek is reg. Die omstandighede, die atmosfeer hier is reg. Maar jy sukkel op die stadium om te dans in die omstandighede waarin jy jou bevind. Jy moet leer om te dans wanneer die musiek, die omstandighede nie reg is nie. Amen. Nou ek wil vanoggend gebruik, ek wil dit as 'n fondasie gebruik vir wat vanaand kom en môre aand kom en die aande daarna kom. En ek glo werklik dat die doel van die vyfvoudige bediening is nie om in kompetisie met mekaar te wees nie, maar om soos 'n hand mekaar aanvullend te wees en dies meer. So ek wil hê met die Bybel saam met my oopmaak by die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 16. Vir die van u wat nie weet nie, daar's nie 'n evangelie van Matteus nie, en daar's ook nie 'n evangelie van Johannes nie. Daar's net een evangelie, en dit is die evangelie van Jesus Christus. Maar dit word vir ons opgeskryf deur Matteus, deur Markus, deur Lukas en deur Johannes. Dis hoekom dit die evangelie volgens Matteus is, volgens Markus is, volgens Lukas en volgens Johannes. En ons gaan die woord van die Here saam lees, en as jy kan, staan saam met my uit respek vir die woord van die Here. Matteus hoofstuk 16 vanaf vers 24. En dit is die Here Jesus wat aan die woord is. So as u kan staan,
staan saam met my uit respek vir die woord van die Here. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elke een wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elke een vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood nie sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom met die Abba Vader. Ons wil vir u vanmôre sê, dankie vir u woord, Here. En ons dank u, Here, dat ons denke deur u woord vernuwe kan word en die gesindheid van ons hart verander kan word, Here. And therefore I come this morning and I decree and declare every spiritual ear open to hear. I decree and declare every heart receptive to receive and to understand. But above all, God, I decree and declare a willingness to do that which we have heard this morning and that which we have received in Jesus' name. Heilige Gees, ek is tot u beskikking vanmôre om in my, tot my en deur my te spreek, soos wat u dit goed dink, en ek dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen. U kan die sitplekke inneem. Moet asseblief nie u Bybels toemaak nie. Ons teksvers is Matteus 16 vers 26. Want wat baat dit 'n mens? Daar enige mense hier? Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly? Maar wat baat dit 'n mens? Enige mense hier? As hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly. En as ek vanmôre aan hierdie boodskap 'n titel moet gee, dan sal ek dit graag wil noem: Wen of verloor, jy kies. Win or lose, you choose. Reg deur die Bybel sal ek en jy sien as mens, daar's altyd net een van twee keuses. Nou ek weet nou nie hoe dit hier in die Kaap werk nie, maar daar waar ek is uit die Vrystaat, daar's 'n voordeel, Callie, om in die Vrystaat te bly. 'n Voordeel wat ek het bo die Kaapenaars. Die voordeel wat ek het bo die Kaapenaars is die Vrystaat is so plat, ek kan tot binne my pensioen sien. Maar julle is verhinder met die berge. Maar daar's ook 'n nadeel, Leslie, om in die Vrystaat te bly. Omdat hy so plat is, kan ek sien hoe lank my pensioen gaan hou. Jy sien, jy weet dit. Maar die lewe bestaan uit keuses uit. Kom nou. En elke keuse wat ek en jy in hierdie lewe maak, het nagevolge. En ek en jy moet met die nagevolg van daardie besluit of daardie keuse wat jy uitgeoefen, ons moet met dit saamleef. Hallo? Of werk dit anders hier? Nee. Maak nie saak waar jy in die wêreld gaan nie. Whatever decision you make has consequences, and you're going to have to live with that consequences. Dit gaan of positief of negatief is. Nou as jy gaan kyk na die Bybel, reg deur die Bybel, van die begin van die skepping af, het jy altyd net een van twee keuses. Daar is nooit 'n derde nie. Een van twee keuses. In Genesis praat God met Adam, en ons weet in die tuin van Eden was daar die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. Maak jou keuse. Watter een gaan jy van eet?
as jy van die boom van die lewe eet, as hy dit maar net gedoen het, maar ongelukkig het hy dit nie gedoen nie, en omdat hy die verkeerde keuse uitgeoefen het, sukkel ons tot vandag toe nog. Jy weet, ek is altyd vir my verbasend van hierdie mense wat praat van hulle was in die hemel gewees. Dan vertel hulle vir jou van hulle het Abraham gesien, of hulle het vir Moses gesien, of hulle het die Here Jesus gesien, maar ek het nog nooit een van hulle gehoor sê, hulle het Adam gesien nie. Nou kom ek tot die gevolgtrekking, die rede hoekom hulle nie vir Adam sien nie. He's in hiding. Hy kruip weg, want hy is bang, wat gaan julle ouens met hom doen oor die besluit wat hy gemaak het, weet jy. Maar jy kan gaan kyk reg deur die Bybel. Moses bring die volk uit slawerny uit, en hy stel voor hulle lewe en dood. Hy sê, kies. Wat jy gaan kies, maak jou besluit. Dit gaan 'n nagevolg hê en jy gaan daarmee met saamleef. Josua kom en hy sê vir die volk, hy sê, kies julle wie gaan julle dien. Ek en my gesin het klaar ons besluit gemaak. Ons gaan die Here dien. Maar wie gaan julle dien? Maak jou besluit, dis vir jou. Ek kan hom nie vir jou maak nie. Jy kan gaan kyk reg deur die Bybel, gaan jy altyd kry, 'n mens word voor 'n keuse gestel. En nou kom die Here, hier's 'n keuse. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly? En ek wil 'n stelling maak vanmôre. En ek wil vir u sê dat in die westerse wêreld, en ek kan nie praat vir die res nie, want ek is meeste van die tyd in die westerse wêreld, het ons so materialisties geword, dat ons is nooit tevrede met wat ons het nie. Ag, kom ek gaan julle op die proef stel. Hoeveel van julle het nie goeders in julle huis wat julle die laaste 3 maande glad nie gebruik het nie? Jy sê nou, hulle wil nie sê amen nie, maar hy is so 'n paar poppies. Hoekom is dit daar? Jy het dit nie nodig gehad nie, maar jy het dit gaan koop. Hallo? Ons is so materialisties ingestel, dat ons is heeltyd besig om by mekaar te maak. Heeltyd besig om by mekaar te maak. Dit is my altyd interessant as ek luister na mense wanneer hulle gaan trek. Dan hoor jy werklik van die ontdekkingsreis wat hulle gehad het deur hulle huis. Wat hulle agtergekom het. Weet jy, 'n mens gaar soveel onnodige goed op. As dit dan onnodig was, hoekom het jy hom gekoop? Kom nou. En weet ek is in Amerika nou, en ons het in Suid-Afrika wat hulle noem garage sales. In Amerika het hulle ook garage sales, maar hulle het baie wat hulle noem yard sales. Nou, Annerien was nou verlede jaar saam met my in Amerika, en ons ry verby een van hierdie yard sales, en sy sê, man, ek sal graag wil gaan kyk wat het hulle daar. Ek sê, wil jy weet wat het hulle daar? Ek gaan jou vertel. I will tell you what they have for sale there. Junk. Ek sê vir hulle, gaan haal al die gemors uit hulle huise uit, dan verkoop hulle dit, Leslie, om geld te kry, en dan gaan koop hulle weer gemors om terug te sit in die huis. Ons is net nooit tevrede nie. Ons is die heeltyd besig om materialistiese goeders na te jaag. En die Here Jesus kom en hy vra hierdie vraag. Hy sê, wat baat dit 'n mens? As jy die hele wêreld wen, jy het alles wat jou hart begeer en nog meer. Hallo, want ons het altyd meer. Wat baat dit jou as jy die hele wêreld wen? Jy het alles wat jou hart begeer. Nou, dis nie my skuld as jy nie 'n Hyundai ry nie, maar jy kan hom nog kry, jy weet dit. Maar jy is net nie tevrede nie. Daar is in die vleeslik, is daar 'n begeerte altyd na meer. Wat baat dit jou? Het al hierdie goeders, maar jy ly aan jou eie sielskade. En dit is omdat ons nie ag slaan op wat die Here Jesus vir ons in Matteus 6 sê, en die blaai gou saam. Matteus 6, en dan gaan ons lees vanaf vers 19 tot 21. Hoor mooi, dis die Here Jesus wat aan die woord is hierso.
Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Kan ek jou vanmôre 'n vraag vra? Al sê jy nee, gaan dit nog steeds doen. Waar is jou en my hart vanmôre? Waar is jou en my hart vanmôre? Het jy al agtergekom hoeveel moeite ons doen? We will go to extremes to protect our earthly treasures. Toe die misdaad begin werklik momentum kry in Suid-Afrika, toe begin ons hoër mure opsit. Kos geld. Toe die misdadigers 'n manier oor die hoë mure kry, toe begin ons groter honde koop. Toe hulle 'n manier kry om die groter honde te hanteer, toe begin ons sekuriteitssisteme insit. Hallo? Moenie al met julle heilige gesiggie sit nie. Dit werk nie anders in die Kaap nie. Toe begin ons sekuriteitssisteme insit. Toe hulle 'n manier kry om by die sekuriteitssisteem, toe begin ons reaksie-eenheid te kry. To what length have you and I not gone to protect our earthly treasures? Nou het ons al, ek kan onthou toe ek in Empangeni was, Paul is nou al terug in Amerika vir jare, hy het die Christelike boekwinkel gehad, en ek sê vir Paul die dag, ek sê, weet jy Paul, ek sê, we play the catch-up game. Ek sê, die misdadigers is heeltyd een tree voor ons. Dis hoekom ons, en hy sê vir my verduidelik, wat ek nou vir jy gesê het, sê ek vir hom, weet, is eers mure, toe kom al oor die mure, toe speel ons die catch-up game, toe gaan koop ons honde. Toe hulle by die honde verbykom, toe gaan sit ons in sekuriteit, alarmsisteme en goeders. Ek sê vir hom, weet jy, ons moet verwarring in hulle kamp veroorsaak. Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, kom ons breek die hoë mure af. Ja, hy het my aangekyk soos julle. Hy sê, jy is mal. Maar kan jy dink, hoekom doen ons hier goeders? Ek sê nie dis verkeerd om dit te doen nie, want die goeders is vir ons waardevol. Ons hart is in hierdie goeders, mense. Kom nou. En dit terwyl die Here Jesus vir ons sê, hy sê, moenie vir jou 'n skat bymekaar maak, waar mot of roes verniel, waar diewe inbreek of steel nie. Maar maak vir jou 'n skat bymekaar, waar hierdie ouens nie by dit kan uitkom nie. Want waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Nou kom Salomo in al sy wysheid. Nou ek weet eerlikwaar nie of daai man so wys was nie. Want watter man wat wys is, gaan trou met 700 vrouens? En dan gaan kry jy nog 300 byvrouens daarby. Nee, ek weet nie of Salomo so wys was nie. Maar hoe dit ook al sê, nou kom hy en hy sê vir ons, hy wie siele wen, is wys. Hoeveel siele het jy hierdie jaar gewen? Dis die kosbaarste skat wat ek en jy in die hemel kan bymekaar maak. Daar is nie 'n meer kosbaarder skat as iemand vir wie jy vertel het van die Here Jesus Christus en daardie persoon sê, ja, ek wil my hart en my lewe vir die Here gee nie, Josef. Waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Waar is ons harte? Die Here Jesus sê, wat baat dit 'n mens as jy die hele wêreld wen? En moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek het nie 'n probleem met materiële goederes nie, mense. Vir ingeval julle dalk weet, ek het ook 'n bed. Maar kom ons gaan gou daarna Lukas 18 toe asseblief. Lukas 18, dan wil ek hê ons moet gou gaan kyk wat hier gebeur. Lukas 18, weer eens die Here Jesus. Lukas 18 vanaf vers 18 tot 25. Baie bekende gelykenis van die ryk jongman. En 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te beerwe?
En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Hoeveel keer het jy al vir iemand gesê, dis 'n goeie persoon daai? Maar Jesus sê, niemand is goed nie, behalwe God nie. Jy ken nie gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Ekskuus, toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het, terwille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeu wat kom. Wat het u agtergekom in hierdie verhaal? Wat het jou aandag gevang? Buiten die feit dat die Here Jesus gesê het, dit sal moeiliker vir 'n ryk man of 'n vrou wees om in die hemel te kom, as vir 'n kameel deur 'n naald se oog. Jy sien, hierdie man kom, hy erken hy het u binne in hom, there's a void inside of him. En daar's net een persoon wat hierdie void, hierdie leemte kan vul, en dit is die Here Jesus. Hy besef in homself, hy ontbreek die ewige lewe. En hy kom na die een toe wat hom die ewige lewe kan gee. Hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here Jesus sê vir hom, onderhou die wet. Hy sê, maar dit het ek gedoen vandat ek 'n malaitie was. En die Here Jesus sê vir hom, okay, as jy dit dan gedoen het vandat jy klein kind was, gaan en verkoop jou goeders en deel dit uit onder die armes, want hy het baie goed gehad. Jesus het nooit vir hierdie jong man gesê, dis 'n sonde om baie goed te hê nie. Jesus het nooit vir hom gesê, dis 'n sonde om ryk te wees nie. Ek wil vir u sê, ek het nie groot geword in Pinkster nie. Ek het groot geword in die Silent Church. Ek sien daar's nog 'n paar van hulle rond. As jy so ry in die straat, dan staan daar 'n bordjie, sê moenie hoeter blaas nie, Silent Church. Jy weet dit. Maar hoe dit ook al sê, en ekskuus, toe ek in Pinkster ingekom het, was dit die algemene boodskap. Jy het dit van kansels afgehoor. Dis 'n sonde om ryk te wees. As jy wel-af, finansiëel wel-af was, sou jy nie in 'n Pinksterkerk gesit het nie. Die Pinksterkerke was grootliks vir die armoedige mense. Want daar was vir ons vertel, geld is die wortel van alle kwaad. As 'n pastoor 'n mooi kar gery het, ek kan onthou, oorlede pastoor Gerald Honey, hy's by 'n gemeente biduur, en sy baadjie, kyk, pastore hulle tot in hulle suits in die tuin gewerk. Jy weet net, tot met hulle suits aan gras gesny. Baie dankie Lionel, ek waardeer. Tee sou lekkerder gewees het. Maar hoe dit ook al sê, en nou sy by hierdie prayer meeting, en hierdie vrou bid, en sy vra vir die Here, u moet asseblief hierdie man bevry van sy rykdom. En pastoor Hannie sê, hy is so geskok, hy dog, wie is hierdie ryk pastoor wat God moet bevry van sy geld? Hy sê, hy moet uitvind wie is hierdie ryk pastoor. Hy moet met hom vriende maak, weet, en hy moet uitvind, hoe kon hy het reg om ryk te word? En na die bid hier sê hy vir haar, suster, bly asseblief agter.
En hy vat 'n stoel met 'n armleuning en hy kap hy voet so op hy armleuning, hy vang sy baadjie en hy gooi hom so, sy met daai patch kan sien. Hy sê, suster, ek wil jou net gou vra, wie is hierdie ryk pastoor wat God moet bevry van sy rykdom? Sy sê, dis jy, pastoor. Hy sê, dink jy my klere sou so gelyk het as ek ryk was? Maar dit was werklik, dit was van kansels af verkondig, dat jy kan nie nederig wees as jy geld het nie. En vir jare het ons die goeters geglo, tot ons die waarheid ontdek het. Jesus het nooit, of Paulus het nooit geskryf, dat geld is die wortel van alle kwaad nie. Hy het geskryf, geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Daar's 'n groot verskil. So as jy 'n probleem het met geld, steek jou hand op, ek kom haal dit by jou. Ek het nie 'n probleem met geld nie. Maar wat gebeur? Jy sien hierdie ryk jong man, wat baat dit 'n mens as jy die wêreld win, maar aan jou eie siel skade ly? En toe die Here Jesus vir hom sê, gaan verkoop jou goed en gaan deel dit uit onder die armes. He exercised his decision. Hy het sy geleentheid om 'n keuse uit te oefen, net daar gebruik, en hy het omgedraai, en hy het weggestap, want hy was baie bedroef. Hoekom? Omdat hy baie goed gehad het. En wat ek glo, alhoewel die Bybel dit nie sê nie, my boetie en sussie in die Here, as hierdie ryk jong man, toe die Here Jesus vir hom gesê het, gaan verkoop al jou goed, en gaan deel dit uit onder die mense, as hy net daar vir die Here Jesus gesê het, ek is bereid om dit te doen, sou die Here Jesus vir hom gesê het, jy het nie nodig om dit te doen nie. Weet jy hoekom? Want as hy so sou reageer, sou die Here Jesus gesien het, daai goed besit hom nie, hy besit die goed. Verstaan nie wat ek sê? Die goed besit hom nie, of hy besit die goed, maar toe hy sê, when he exercised his choice, hy het vir die Here Jesus gewys, waar is sy hart? Waar is jou hart vanmôre? Waar is jou hart? Ek was in Empangeni vir 10 jaar die pastoor, en Obed is nou al vandag by die Here, en Obed kom na my toe, en hy vra vir my, hy sê, hoekom praat jy so baie oor finansies? Ek sê, Obed, sê vir my, in watter area van jou lewe het jy God die meeste nodig gehad? Genesing? Is jy elke dag siek? Is jy elke dag werkloos? Is jy elke dag honger? Is jy? Jy sê dan so. Nee. Maar wat is die een ding wat ek en jy elke dag van ons lewe nodig het? Finansies. Finansies. Ek sê, Obed, dis hoekom ek julle so baie lering gee oor finansies. Want dis die een ding wat jy elke dag in jou lewe gaan nodig hê. Maar wat belangrik is, jy en ek moet seker maak, ons besit finansies, finansies besit nie ons nie. Ek het ou by my in die gemeente gehad, ek gaan nie sy naam vir u gee nie, want net as julle familie, was werklik, hy was 'n ryk jong man, hy was toe nie meer jong toe hy kom, maar hy was goed af. Toe val die bodem van die ekonomie, die eerste keer uit in Suid-Afrika, en hy verloor so die helfte van sy besigheid. Maar hy kan toe nog aangaan. En 2 jaar later, toe val die bodem uit, en hy kom nou, hy het altyd vir my gesê, o pastoortjie. Hy sê, pastoortjie, hy was 'n BMW man, 'n black man working man, jy weet dit. Ek weet nie hoekom noem hulle hy karre BMW nie. Jy weet, julle weet mos hoekom ry mense Mercedes. Wyse manne volg die ster, jy weet en ek nie. En, maar hoe dit ook al sê, en die bodem val uit, hy kom na my toe, hy sê, pastoortjie, hy sê, ek het nie 'n keuse nie, ons moet trek. Hy was in die konstruksiebedryf, hy sê, ons moet 'n plek vind wat hulle besig is met ontwikkeling. En daai stadium het hulle Durbanville net begin te ontwikkel hierso. Hy het alles verloor. Hy het sy BMW verloor, sy groot skieboot, hy het alles verloor. En so 'n jaar later kom ek af Kaap toe, kom hou vakansie in die Kaap, en ek besluit om hom te bel. Ek sê, hoe lyk dit, kan ons nie met 'n ou stukkie vleisie braai of iets? Hy sê, asseblief kom. Toe ek by hom kom, het hy nie eens meer 'n kar nie. Hoor mooi.
Ons sit in kuier en goeders en vleisie gebraai en dis meer. En toe dit tyd word om te ry, toe sê hy pastoortjie, hy sê jy ken my lewe. Hy sê ek het 2 besluite in my lewe gemaak wat in my gesig ontplof het. Die eerste besluit gaan ek jou nie vertel nie. Hy sê die tweede besluit is die dag toe ek finansiële rykdom verkry. Toe begin ek onafhanklik van God te leef. Want ek kan enige hospitaal bekostig, ek kan enige kar ry wat ek wil hê, ek kan koop wat my hart begeer. Jy sien wat het gebeur, dit het sy skat geword. Dis waar sy hart was. En toe hy alles verloor, hy sê maar ek het die beste ding terug in my lewe. Ek sê wat's dit? Hy sê ek het die vreugde van die Here terug in my lewe. Waar is jou hart? Ek sê weer, ons is so materialisties ingestel mense, ons is net nooit tevrede nie. Ons is heeltyd besig om by mekaar te maak. By mekaar maak. Ek het by mense in Amerika gebly, 5 slaapkamers, nie 'n woord van leen, 5 slaapkamers. Hulle is net 2 mense in die huis, hulle moes baie beklei het. 2 van daai slaapkamers het inloopkaste. Al 5 daai slaapkamers se kaste was vol van 2 mense se klere. My magtig, hoeveel klere kan jy dra? En ek was in myself sê, ek dank die Here, ek moet nie hierdie klere oppak as een van hulle 2 sterf en hulle al 2 is oorlede. Ek het die voorreg gehad om te sien hoe daar nog price tags aan langbroeke hang, dan gaan koop hulle nog. Waar is jou hart? Waar is my hart? Die Here Jesus sê, maak vir jou 'n skat by mekaar in die hemel. Kom ons gaan kyk gou daar na Lukas 12, weer die Here Jesus aan die woord. Lukas 12, vanaf vers 13. Die gelykenis van die ryk dwaas. Dank die Here is nie dwaas sê hier nie. Ek het gehoop iemand sou sê amen. En een van vers 13, en een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Hoeveel mense het al in 'n prokureur se kantoor gesit wanneer die testament gelees word? Jessie, dan is daar allemaal gevegte. Gevegte oor stupid goed. Maar jou boetie, leef jou geld uit, moenie by mekaar maak vir jou kinders nie. As jy te veel het, geef vir my, ek sê jou help uitleef. Jy weet. Want jou kinders gaan dit nie waardeer nie. Nou kom maar, jy sê, en een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as 'n regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, geldgierigheid. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Alles wat jy in die laaste 3 maande nie gebruik het nie, daar's iemand wat dit kan gebruik. Gaan haal dit uit. Saai dit. Weet jy dit? Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, hoor nou, hier kom ons ook deur. Dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek, ek sal nog 'n ingeboude kas bou, en 'n groter garage bou, dis nou my ons taal, en 'n groter gebou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, hoor nou mooi, en wie is hy nie ryk nie? Lees gou jou Bybel,
Maar hy's nie ryk in God nie. Ek gaan dit vir jou sê, tot dankie in die kalerop, daar's niks fout met rykdom nie. Die probleem is wanneer rykdom jou besit. Daar's niks fout met 'n mooi kar nie. Daar's niks fout met 'n mooi huis nie. Daar's niks fout met mooi klere en goeders nie. Maar mense, wanneer ek en jy, dis waar ons rykdom in vind. Dis waarin ons roem. Kyk wat se huis bly ek in. Kyk wat se kar ry ek. Kyk wat se klere dra ek. In plek van om ryk te wees in die Here. En jou grootste rykdom in die Here is wanneer jy iemand na die Here toe lei, mense. Wanneer jy vir iemand kan vertel van Jesus Christus, dan maak jy 'n skat bymekaar in die hemel. U pastoor het vir u dit gesê en ek beamoen dit. Jy sien, bediening moet daar buitekant plaasvind. As daar geen tekens jou volg nie, is dit nie omdat jou pastoor nie sy werk doen nie, want ek ken my broer, ek het onder sy bediening gesit vir jare. Ek moes hom hier en daar reghelp, 'n bietjie tyd gevat, maar dit het daar gekom nie. Nee. Maar ek wil vir u sê, as daar tekens is as daar geen teken is wat jou nie volg, is dit nie jou pastoor se skuld nie. Dis jou skuld, want jy bedien nie daar buitekant nie. Jy bedien nie daar buitekant. Hoeveel mense daar buitekant wat nog nooit hulle hart en hulle lewe vir die Here gegee? Hoeveel siek mense daar buitekant en dis meer mense in goeders. Jy sien, waar is ons rykdom? Ons rykdom moet in die Here wees. Dis waar dit moet wees. En al die ander dinge moet ek en jy verstaan. Hy het ons geseën met dit sodat ons goeie rentmeesters van dit kan wees, maar dit kan nie ons skatte word nie, mense. Dit kan nie ons skatte word nie. Hierdie ou het gedink, ek gaan nou maar lekker daar op die stoep sit, op my ou recliner en hom uitskop en en elke dag gaan ek maar net ietjie. Hy het nie gedink aan die woorde wat Dawid vir Jonathan gesê het. In 1 Samuel 20 vers 1, 2 en 3 toe, Dawid vir Jonathan vra, Jonathan, hoekom wil jou pa my doodmaak? En Jonathan sê, jy sal sekerlik nie sterwe nie. En Dawid sê vir hom, Jonathan, daar's net een tree tussen my en die dood. So jy kan jou skure so groot bou soos wat jy wil, maar op die einde van die dag, daar's een tree tussen my en jou en die dood. Ons weet net nie wanneer gaan ons omgee, waar ons hom gaan gee en hoe ons hom gaan gee nie. Maar wanneer ons omgee, moet ons omgee met hierdie wete, ons is ryk in die Here. Ons is ryk in die Here. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly? Ek wil vir u afsluit, kom ons gaan na Lukas 14 toe asseblief. Want dis waartoe ek hierdie boodskap wil vat. Lukas 14 vers 25. En groot menigte, weer die Here Jesus, het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en sy moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy nie wat wees nie? Kan nie my disipel wees nie. So as jou familie vir jou 'n groter skat word, as jou verhouding met God, sy kan nie my disipel wees nie. As jou eie lewe vir jou 'n groter skat word, as jou verhouding met hom, kan jy sy disipel wees nie. Sê ek wat het gesê, nie my kwaad wees nie. Dis die Here Jesus. Hy gaan aan, hy sê vers 16, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie, kan hy my dis, en elke een wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie, wanneer die gemak van jou eie lewe vir jou belangrik, dis jou skat, as jy kan nie my disipel wees nie. Kom ons gaan daar na vers 33 toe. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van hoeveel van sy besittings? So dis nie net die wat jy nie die laaste 3 maande gebruik het nie. Van al sy besittings, kan nie wat wees nie?
Nou, ek wil vir u sê, en ek gaan dit vir u verduidelik van vanaand, of daar's 'n verskil tussen kind wees van God, disipel en Christen. Jy sien, ons klink partykeer so geestelik. Nou, okay, nie hier nie, net daar by ons in Bloemfontein. Dan sê ons, nee, weet jy, alles wat ek het, behoort aan die Here. Dan sê die Here, okay, maar dis mos nou my goed. So ek kan eienaarskap verander soos wat ek wil. Dan sê hy, Josef, daai karretjie wat ek jou laat ry, dis mos nou my karretjie. Josef, ek wil jy met daai kar vat en jy moet hom vir Leslie gee. Dan sê jy, get thee behind me, Satan. Nee, kyk, ek hoor nou stemme. Pastorie moet vir my bid, ek hoor die snaakste stemme. Jy sien, ons klink partykeer so gees, want ons probeer mekaar beïndruk. Dan sê, nee, alles wat ek het is die Here se. Dan sê die Here, maar okay, as dit dan mos myne is, dan kan ek mos dit rondskuif soos wat ek wil. En die oomblik wanneer God dit wil doen, dan sê ons, nee, Satan, kom, laat jy agter my kom. Hy sê, as jou eiendom is dit waar jou hart is, as dit vir jou waardevoller is, as jou verhouding met my, kan jy nie my disipel wees nie. En ek wil vir u sê, ek dank God, ek het my hart en my lewe vir die Here gegee. Die 1 Januarie 1983, 1:30 die môre. Maar ek wil nie net kind wees van God nie. Ek dank dit. Ek het geweet toe ek kind word van God, as ek sterf gaan ek hemel toe. Maar Jesus soek nie kinders van God net nie. Hy soek disipels. So wat is jy? Dis hoekom hy die vraag vra, wat baat dit 'n mens as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? En ek het vir u gesê, ek gaan vir jou verduidelik die verskil tussen kind wees van God, disipel en Christen. Mense vra my, as jy 'n Christen, ek sê nie ek is 'n Christen nie. Want die woordjie Christen kom net 3 keer in die Bybel voor. Die woordjie disipel kom 260 keer in die Bybel voor, Callie. Groot verskil. Maar ek gaan jou verduidelik, gaan jy van kind wees na God, na disipel, na Christen toe. It's a process. Om kind te word van God is nie 'n proses nie. Dis 'n oombliklike ding. Maar disipelskap is 'n proses. Maar jy moet bereid wees om die prys te betaal. Ek moet bereid wees om die prys te betaal. So ek wil vir jou vanmôre weer vra, waar is jou hart? Waar's my hart? Is ons werklik besig om 'n skat in die hemel bymekaar te maak? Terwyl ons dit waarmee hy ons toevertrou het hier op die aarde, ons is besig om dit te geniet soos goeie rentmeesters, ons pas dit op en dis meer, maar dit besit ons nie, Rodrik. Van die oomblik as 'n ding jou besit, dis waar jou hart is. Dis waar jou hart is. Dis hoekom toe ek getroud is, ek seker gemaak nie as my skoonma besit my nie. Waar's jou hart? Waar's my hart? Wat baat dit jou as jy die hele wêreld win, maar jou siel skade ly? Wat baat dit jou as jy van die môre tot die aand jaag om goeders hier op die aarde bymekaar te maak, maar jou verhouding met God bly agterweë? As geen skat in die hemel nie. Geen skat in die hemel nie. Ons gaan deel hier aan die tafel van die Here. Die Here Jesus het 'n prys betaal. Dit was nie goedkoop nie. Mag gou jou Bybel saam met my oop daar by 1 Korintiërs hoofstuk 6 asseblief. Jy weet toe ons daai liedjie sing van You are holy. So baie keer word Jesaja 6 verkeerd aangehaal. Die serafs het nie vir God uitgeroep, hy's heilig nie. Dit lees jy in Openbaring. Maar jy kan maar gaan lees. One cried to another. Die een het vir die ander een uitgeroep. Heilig, heilig,
heilig. Weet jy hoekom roep hulle net 3 keer uit heilig en nie 4 keer nie? En nie 5 keer of nie 2 keer nie? Want heilig is die Vader, heilig is die Seun, heilig is die Heilige Gees. Toe hulle daar om die troon is, toe kry hulle 'n revelation van die volheid van die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En hulle roep uit, besef ek en jy werklik wie bly in ons? Hoor mooi wat sê 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat waar is? Wat in julle is? Wat julle van wie ontvang het? Wat julle van God ontvang het. En julle behoort nie aan julle self nie. Want julle is wat? Duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan? Aan wie? As ek dan aan God behoort, kan ek mos nie maak wat ek wil nie. Ek kan mos nie net leef soos wat ek wil nie. Dis vir my partykeer so interessant, weet, as ek na die kinders van die Here luister, oor hoe ons redeneer, en oor hoe ons lewe ingerig het, Josef. Dan sê ek, maar, hoe kan jy so bietjie, ons behoort dan nie aan onsself nie. So as ek nie aan myself behoort nie, dan moet ek mos doen, Johannes 4 vers 34 sê die Here Jesus vir sy disippels, hy sê, my voedsel is om te doen die wil van my Vader. Dis waarop hy gevoed het, is waarop ek en jy moet voed, en te sien dat sy werke volbring word. As 'n prys betaal deur die Here Jesus, sodat God Heilige Gees in jou en my kan kom inwoon. Ouens, weet ons werklik wie woon in ons? Besef ons werklik wie woon in ons? En besef ons die prys wat betaal is vir God Heilige Gees om in ons te kom woon? Dis nie enige gees nie. Dis die Heilige Gees divine. It's the Holy Spirit. Nou kom hy sê, ons moet God verheerlik, net soos wat Jesus sy Vader verheerlik het. So wanneer jy kom deel het in dit, antwoord vir jouself die vraag, waar is jou hart? Waar is jou hart? Waarmee is ek en jy, is ons besig om skatte hier by mekaar te maak? Of is ons besig om skatte in die hemel by mekaar? Wat baat dit 'n mens, as jy die hele wêreld win, maar aan jou eie siel skade ly? Ek weet nie van u nie, maar ek wil nie aan my siel skade ly nie, mense. Ek wil nie so verwêrelds, en ek geniet die seëninge van die Here. En ek is ongelooflik dankbaar teenoor God vir dit waarmee hy my vertrou. Maar ek dank die Here dat ek ook vandag kan sê, daai goed besit my nie. Ek besit daai goed. Maar ek is besig om vir my 'n skat in die hemel by mekaar te maak. En dis alles moontlik gemaak deur die liggaam en die bloed van die Here Jesus. So wanneer jy vanmôre kom en jy vat hierdie broodjie en jy vat hy, antwoord die vraag, waar is jou hart? Waar is jou hart? En wees eerlik met jouself. En weet jy, as jou hart op die verkeerde plek is, sê Here, ek is jammer. Weet julle wat beteken die woordjie faithfulness? Beteken nie vol van geloof nie. Die woordjie faithfulness beteken 'n diepe sin van verantwoordelikheid. Kan ek en jy nie dieselfde verantwoordelikheid teenoor God openbaar as wat hy teenoor jou en my openbaar nie? Kom kinders van die Here, kom help julleself. En jy is welkom om jou tiendes en jou offerandes te bring, om God te vereer. Dis hoe jy jou liefde teenoor die Here bewys. Wanneer jy kom en jou tiendes bring, en ek sê baie keer, wys vir my wie besit jou jou beer sê, ek sal vir jou wys wie besit jou hart. Jy weet dit. Kom kinders van die Here dan.